Goeiemôre. Wat 'n lieflike voorreg om weer eens met u te kommunikeer, om u te bedien vanoggend, soos die genade van die Here voorsien. En ek wil vanoggend met u gepraat oor 'n gedeelte, en dis eintlik 'n baie belangrike gedeelte. Weet jy, ek het nou die dag iets gelees en hierdie woord het in my hart ontkiem. En toe ek hierdie gedeelte weer lees vanoggend, toe ek wakker word, toe lees ek hierdie gedeelte weer en die Here openbaar vir my, deel dit met die mensdom daar buite. En dit kom uit Genesis 11 van vers 1 tot 9, en het u al gewonder hoekom praat ons almal verskillende tale? Weet jy wat, dit is wat God behaag het op 'n stadium, en u kan gerus gaan lees daar, die opskrif van hierdie boodskap is natuurlik die toring van Babel. En wat basies daar gebeur het in my eie woorde, die mensdom het tot op 'n plek gekom en daar het hulle beginne 'n stad bou, bakstene gemaak en so voorts, en hulle wou 'n toring bou wat so hoog was dat hy aan die hemelruim kon raak. Maar God het die hoogmoed van die mensdom raak gesien, want hulle sê dat hulle wil hulle self as 'n stam, wou hulle self bevestig, hulle wou seker maak dat hulle die mense is. En God het dit raak gesien, en hy wou nie gehad het dat hulle hierdie hoogmoed verder nog moes neem nie. En God sê daar, ek dink is in die 7de vers, wat hy sê dat, weet jy, ons het neergedaal op hierdie mensdom, en verwarring gebring dat hulle in verskillende tale kon spreek. In ander woorde, ja, vers 7, kom, laat ons, hoofletter ons, neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So daar het die verskillende tale al reeds begin. En daarom is dit vir ons so belangrik om vandag te besef, watse taal praat ek en jy? Praat ons die taal van die Here, of is ons besig met allerhande tale? As u hoor wat ek sê, die Here het 'n spesifieke taal vir ons ontwerp, en dit is die woord van die Here. Die Here Jesus Christus wat gekom het, wat vir ons die weg oopgemaak het, wat vir ons vergifnis gebring is, die gordyn is geskeur, en ons kan direk met die Allerhoogste praat. Ons kan direk met God in gebed tree. Maar wat is jou taal wat jy spreek? Spreek jy 'n wêreldstaal? Of spreek jy die taal van die woord, wat die almagtige koning, die Here God, vir ons daar nagelaat het? Gaan gelees gerus hierdie stuk in Genesis 11, 1 tot 9 toe, en laat toe dat die Heilige Gees hierdie woord vir u oopbreek, en dat u ook kan verstaan waaroor dit alles gaan. Ek is pastoor Gary, brood en water 5 minute woord bediening, en ek wil weer eens kom en vanoggend vir u sê, weet dit net, of u 'n gelowige, 'n ongelowige, of selfs 'n ateïs is, ek wil vanoggend vir u sê, die Here, Jesus Christus, het jou baie, baie lief. Seëngroete.